Baie welkom. Dit is oujaar en ons staan op die begin van 2021. En ons is by die Here, soos altyd, jaar in, jaar uit, reg deur die jaar, begin, afsluiting. Kom ons bid, dan vra ons dat die Here ook in hierdie oomblikke vir ons 'n stuk wysheid sal gee, wanneer ons so staan op die rand van 2020 wat 2021 word. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie oomblikke by U kan kom skuil, U kan aanbid en groot eer aan U kan gee. U is 'n wonderlike Here. Dankie dat U van ons hou, dat U ons liefhet, dat U in 2020 ons gedra het. Wil U ook nou in hierdie oomblikke lewende woorde met ons deel, maak ons harte brandende wanneer ons die Here se goeie nuus hoor. In Jesus se naam. Amen. Dit is so dat mens mooi moet dink as jy nou deesdae vir mense sê, wat ons altyd sê hierdie tyd van die jaar, voorspoedige nuwe jaar. Hou moet 'n bietjie dink wat dit beteken, want toe ons dit in 2019 hier rondom 31 Desember vir mekaar gesê het min ouens geweet wat hou 2020 regtig in. En ek dink die beste wens wat meeste ouens hierdie tyd vir mekaar gee is, mag 2021 daarom net beter wees as 2020. Want vir meeste ouens was dit nie 'n voorspoedige nuwe jaar nie. Maar hoe maak 'n gelowige? Wat doen 'n Christen? Hoe lyk 'n Christen se lewe? En hoe leef jy die lewe, hoe dit ook al is, saam met die Here? Ek is bly jy het ook gewonder. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor saam na. En ek wil graag stil staan vanaand by Galasiërs hoofstuk 6, vers 7 tot 10. Net so 'n paar verse. En ek het dit vir myself onlangs vertaal, sommer so uit die Griekse teks uit weer, en ek lees dit sommer saam met julle, vers 7. Moenie julleself bedrieg nie. God vat dit nie, dat hy bespot word nie. Alles wat mense saai, oes hulle ook. As mense hulle lewe saai in die landerye van sonde, sal hulle 'n lewe van sonde en ewige vernietiging oes. Maar as mense hulle lewe in die Gees saai, sal hulle ook oes uit die hande van die Gees en hulle sal die ewige lewe kry. En nou veral vers 9. Kom ons sorg dat ons aanhoudend goed doen. Kom ons raak nooit moeg hiervoor nie. As ons nooit hiermee ophou nie, sal ons op presies die regte tyd die vrug op hierdie oes geniet. Ons het nog tyd oor, vers 10. Tyd om goed te doen aan almal. Maar bo alles moet ons goeie dinge doen vir almal wat deel is van die huishouding van die geloof. Paulus se rigsnoer aan die einde van die Galasiërbrief vir gelowiges wat moet weet hoe hulle 'n goed geleefde lewe moet leef. Of soos wat Len Sweet sê, a well-played life. So, hoe lyk 'n goeie lewe voor die Here? Hoe lyk 'n goeie lewe in die algemeen? Dit is een van die tergende vrae, die vrae wat meeste mense vra. Hoe lyk 'n sinvolle lewe? Wat is die doel van die lewe? Where do I find meaning? Where do I find purpose? Dis die vraag waarmee ouens van solank soos wat die wêreld bestaan reeds mee stoei. En ek lees onlangs 'n paar studies. Ek lees 'n studie van die groot ouens daar in Amerika, die Pew organisasie, wat kyk na wat gee vir mense betekenis. Meeste mense sê familie en dan religion. Ek sien hoe geleerdes kyk dat mense wat sin soek, as hulle jonk is, nie so baie aandag daaraan gee nie, maar soos hulle ouer word, word dit eintlik die tergende vraag. Wat is die doel van my lewe? Hoekom is ek op die aarde? Hoekom is ek hier? Is ek besig om te werk aan 'n goeie, soos die Engelse sê, legacy? Sal mense my regtig onthou na my dood? Sal ek 'n lewe leef wat indruk maak? Wat, soos die Engels sê, 'n imprint maak, 'n voetspoor los in rots, en nie in sand wat die wind dit wegwaai nie. Hoekom is ek met my een en enigste lewe in 2020? Soos ek altyd sê, as ek enige tyd kon kies om in te leef, vermoed ek sou ek nie 2020 gekies het nie. As jy die keuse sou gehad het, in watter eeu sou jy gebore wou gewees het?
Sou jy dalk hierdie tyd gekies het? Of sou jy, soos die meeste mense, die goeie ou dae, ek weet nie wanneer dit is nie, want die goeie ou dae is ook net goed as ek nie self daar is nie, maar dalk sou jy die goeie ou dae gekies het. Maar ons kan nie die tyd kies waarin ons leef nie. Ons kan ons klere kies, ons kan dalk ons motor kies en die kos wat ons eet kies, maar hier is ons, en God het ons hier gesit, en ons lewe is nie 'n sinnelose spil nie. Ons is hier om vir God te lewe. So die vraag vanaand, hier wanneer die seisoene, die tye, die jare wissel, wanneer ons op die rand staan van, wat ons graag wil glo, 'n voorspoedige nuwe jaar is. Ons moes tog geleer het in 2020, dat dit nie kan gaan oor uiterlike dinge nie. Baie mense is armer, baie mense het hulle werk verloor, baie mense het geliefdes verloor aan moorde en aan siekte. En dalk is jy op 'n plek wat jy nou nie dink die beste is nie. So die vraag, hoe lyk 'n gelowige se goeie lewe? Paulus sê, dit is soos 'n landery. Hy sê hier in vers 7, hy sê op vers 8, ons almal, alle mense op die aarde, ryk, arm, Jood, Griek, Christen, heiden, Mohammedaan, almal is besig om hulle lewe so saad te saai. Elke dag is jy besig om in daai landery wat jy gekies het, jou lewe te belê so saad. En Paulus sê daar's eintlik net twee groot landerye. Of jy saai jou lewe in die landery van sonde, in die landerye waar dit oor myself gaan, waar my eie selfsugtige behoeftes moet wen, waar ek wen as ek meer het as die ouens ander kant die draad, as ek die rotte resies, the rat race wen, as ek voor in die koor is, as ek onder die somebody stel, wie se name geskryf is agter die checkboeke met die baie nulle, met ander woorde, as ek soos een van my vriende sê, 'n gemaakte man geword het. Paulus sê, jy kan jou lewe daar saai, en baie ouens doen dit, maar jy moet 'n keuse maak. Want hy sê, daar's 'n ander landery ook, die landery van die Heilige Gees. En beide lewer vrug op. Jou lewe het gevolge, jou lewe lewer iets op. En in 2021 gaan dit ook gebeur. Jou lewe het konsekwensies, het gevolge, het invloed. Daar waar jou skade weer val, waar jou vingerafdrukke val, waar jy elke dag is, dit het konsekwensies. En nou kom Paulus en hy sê, kies jou landery. Gaan jou lewe belê in 2021 in die landery van sonde, dan gaan jy sonde kry. In die landery van hooploosheid, dan gaan jy net baie hooploos wees. As jy in 2021 al jou aandag fokus op alles wat verkeerd is, gaan dit gesien word. Maar as jy jou lewe in die landery van die Heilige Gees belê, dan gaan jy vrugte oplewer, sê Paulus, sê God se woord, wat tot in ewigheid vrugte dra. En nou sê hy, hoe doen jy dit? Hy het sommer dit heel prakties. Vers 9 van Galasiërs 6. Kom ons doen goed. Ek gaan tel vanoggend in my Griekse Nuwe Testament. Paulus gebruik die woord agathos vir goed 48 keer. Die ou filosowe, Aristoteles en al die manne het dit ook baie gebruik. Ons is hier om 'n goeie lewe te leef, 'n lewe van agathos, 'n lewe van morele integriteit. Paulus sê dis meer as dit. Hy sê 'n Christen moet in God se teenwoordigheid goed doen. En ek het groot geword dat goed doen en sulke dinge, dis eintlik nie so belangrik nie. Want ek het gehoor, mense, goeie werke kan jy nie meer jou redding verdien nie. Verseker, maar Paulus praat met Christen. Hy sê in 'n Christen se lewe, 'n well-played life, 'n goed geleefde lewe, 'n lewe gesaai in die landerye van die Heilige Gees, is 'n lewe waar jy goed doen. Hy sê, kom ons sorg dat ons aanhou om goed te doen. Aanhou. Het is maklik om te begin goed doen. Iemand sê juist nou die dag vir my, sy lei aan goed doen uitbranding. Ek sê, wat se uitbranding is dit? Sy kan nie meer goed doen nie, sy gee net weg, maar niemand is dankbaar nie, niemand waardeer dit nie, sy kan nie meer nie. Paulus sê, vers 9, moenie moeg word om goed te doen nie.
Jy moet weet, as jy in 2021 'n goeie lewe wil leef, kies jou landery, die Heilige Gees, en kies wat jy wil doen. Doen goed. En moenie moeg word nie. Doen dit elke dag. Moenie moeg word nie. En dan sê Paulus, as jy aanhou, sal jy op die dag van die Here die oes ontvang. As jy aanhou. As jy in die moeilikste omstandighede is en jy doen goed. As jy in die maklikste omstandighede is en jy doen goed. Trouwens, hy sê in vers 10, daar's nog tyd oor. Carpe diem, sê ons altyd vir mekaar. Seize the day, gryp die dag. Paulus sê, gryp die dag. Daar's tyd oor. Dis die kairos van goed doen. Die Griekse woord vir tyd wat gelaai is met potensiaal. Dis nou die tyd, 2021. Dis die Here se tyd om goed te doen. Om goed te doen. En, nou wat is goed doen? Hoe leef ek in 2021 'n lewe van goed doen? Wel, ek wil jou net so 'n bietjie terugvat na Galasiërs 5, waar hy skryf oor wat gee God vir my, sodat ek in staat kan wees om goed te doen. Want God help my. Ek saai my lewe in die landerye van die Gees. Hoe lyk die soort saad en die vrug wat hier na vore kom? Bly jy het gevra, jy ken Galasiërs 5 vers 22, en ek het dit ook vir myself as volg vertaal uit die Grieks uit. Vers 22, so lyk die vrug wat die Gees oplewer in mense se lewe. Hy dan noem Paulus 9 dinge. Eerste een, opofferende liefde en lojaliteit teenoor God en ander. Liefde. So as ek kies om goed te doen, doen ek dit in liefde. Daardie liefde wat nie sê, wat beteken jy vir my nie? Ek sal van jou hou as jy van my hou, of solank jy oulik is, of solank ek sal van die kerk hou solank die kerk oulik is, en ek sal van God hou solank God vir my goeie staf gee nie. Nee, liefde wat opoffer, liefde wat lojaal is. Dis hoe ek goed doen. Ek doen goed deur lief te wees vir mense. Tweedens, Paulus sê blydskap in die Here. Gara, blydskap, daai blydskap wat oorvloei. Dis wat ek saai en oes in die landerye van die Here. In 2021 is ek iemand wat lief het, iemand wat in blydskap lewe, iemand derdens wat vrede het met God. Die wêreld is in onvrede, die wêreld sal nie beklei, maar as ek in God se landerye is, wen vrede. Geduld. As baie mense met wie ons elke dag te doen het, in elk geval ek, van wie ek nie gehou het nie, ek moet bely in 2020. Vra geduld om met hulle nie oor die weg te kom, as ek in 'n tou staan en almal is ongeskik, as niemand my help nie, as elke ou vir hulle self lewe, as mense selfsugtig is. En nou kom Paulus en hy sê, weet jy hoe lyk 'n goed geleefde lewe? Dis 'n lewe van liefde, dis 'n lewe van blydskap, dis 'n lewe van vrede, dis 'n lewe van geduld, met mense se swakheid, mense se foute. Maar dis ook 'n lewe van goedheid en vriendelikheid wat so uitstraal. So lyk die landery van die Here wat goeie oes oplewer, wat die ewige lewe oes oplewer. Dis 'n lewe van vriendelikheid, waar mense iets van die kwaliteit van my lewe aanvoel. Ek lees 'n artikel wat iemand skryf oor Amerikaanse celebrity pastore, wat so graag soos almal wil wees, die regte klere wil aan hê en die regte haarstyl wil hê en cool wil wees. En die skrywer sê, ek is nie self 'n gelowige nie, maar moes hulle ons nie opgetel het tot 'n ander standaard nie. Hoekom wil hulle soos ons wees, moes hulle ons nie net geleer het van die Here Jesus en sy sagtheid en sy liefde, sodat ons soos hulle en hulle Here wil wees nie. Vrygewigheid, sê Paulus, is nog een van die vrug van hierdie oes. Geloof, 'n weerlose sagtheid en standvastigheid. So lyk 'n goed geleefde lewe. So lyk die vrug wat die Heilige Gees in my lewe wil sien. En prakties beteken dit, ek gaan elke dag in elke situasie in 2021 kies om lief te hê, om sagmoedig te wees, om 'n tweede myl te loop, om sterk te staan vir my beginsels vir die Here en om goed te doen.
En dit is interessant, Paulus spel nie eintlik al die goeie dinge uit wat ek moet gaan doen nie. Dis nie asof hy 'n lys het, gaan doen dit vir persoon A, dit vir persoon B nie. Hy sê net, doen goed. Petrus doen dieselfde, 1 Petrus 2, hy sê, doen goed, dit is die wil van God. Maar hy spel dit nie in baie detail uit nie. Hy sê, die Gees sal jou lei. Maar met hierdie vrug wat Paulus veronderstel, het ek mos nou 'n idee wat dit is. Dit beteken, ek moet mense lief hê. Ek moet geduldig met hulle wees, dis hoe ek goed doen. Ek moet hulle verdra. Ek moet warmte na hulle toe uitstraal. Ek moet vrygewig wees. Ek moet deel as hulle iets nodig het. En daarom moet ek elke dag in 2021 goed doen. Goed doen. Daarom, as iemand honger is, moet ek vir hulle 'n stukkie brood gee, 'n beker water gee. As iemand gebed nodig het, moet ek vir hulle bid. Ek gaan die Here se 911 nommer wees. Kan nie die pastoor nie predikant bel nie, ek meld aan. So lyk 'n goed geleefde lewe in 2021 terwyl ons op pad is soontoe. Dis 'n lewe wat goed doen. Dis 'n lewe wat gesaai is in die landerye van die Heilige Gees. Dis 'n lewe wat Galasiërs 5 vers 22 en verder se vrug oplewer. Dis die lewe waantoe die Here jou uitnooi. En nou herinner ek jou, Paulus sê daar's nog tyd. Ek wil nie eendag opeindig, soos ek al baie keer gesê het, met 'n grafopskrif, hier lê 'n dreigement. Hy wou nog vir die Here lewe toe sy dood. Ek wil nie so lewe nie. Ek wil nie 'n dreigement in 2021 wees, wat die hele tyd vir mense sê, ons moet vir die Here leef. Soos iemand nou die dag juis ook weer vir my sê, Stefan, Suid-Afrika moet terugkeer na die Here toe. Ek sê, ek doen dit al lankal. Ek is elke dag by die Here, en jy? Kom ons hou op om mekaar te dreig. Kom ons hou op om in 2021 dreigemente te wees. Kom ons stel die standaard. Kom ons wees die mense wat goed doen. Eerste aan gelowiges en dan aan alle mense. Kom ons laat nie 'n dag verbygaan dat ons die vrug van die Gees in 2021 dra nie. Kom ons laat nie 'n dag verbygaan dat mense wat met ons te doen het, beter van ons af weggaan, nader aan die Here van ons af wegstap as toe hulle gekom het. Kom ons maak elke plek waar ons kom beter. Kom ons maak elke verhouding waar ons is beter. Kom ons deel kos uit en maak mense se lewensomstandighede beter. Kom ons wag nie en verwyd nie. Kom ons wees die lewende verskil van een. Kom ons wees nie dreigemente in 2021 nie. Die Here seën jou wanneer jy sy woord hoor, wanneer jy jou lewe oopstel vir die saad van die Heilige Gees en wanneer jy gaan goed doen. Amen. Dankie Here vir die goeie woord. Leer ons Here om in u woord te wandel. Leer ons om te lewe binne u vreugde. Maak 2021 'n geseënde, voorspoedige nuwe jaar, 'n jaar van goed doen waar u kerk uitblink in die saailande van die Heilige Gees, waar ons groei in liefde en in geduld en in sagmoedigheid en in vrygewigheid, waar almal met wie ons te doen het en wat ons raakloop sal weet, manne en vroue van die Here is op straat en in die huis, gee dat ons nie meer dreigemente sal wees nie, in Jesus se naam. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met 'n finansiële bydrae. Jy sal al die inligting op die skerm hier langs my sien. En dankie dat jy ook betrokke is by KSM, by Kerk Sonder Mure. 'n Kerk, 'n geloofsfamilie, 'n gemeenskap met 'n hart vir Christus en vir God se stikkende wêreld. En weet dat jou bydrae ook help dat die evangelie in 2021 die wêreld vol gaan weerklink. Ons gaan met 'n lied saam afsluit die ou jaar uit en die nuwe jaar in. Kom beleef en sing saam wanneer jy ook deelneem aan hierdie lied. Grander earth is quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you.
than my eyes can see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. 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 It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Dit was 'n voorreg om vanaand saam met jou te reis. Mag die Here God in 2021 die redder wees wat tot jou redding verskyn. Mag die Here die lig wees deur sy woord.
Mag die Here die krag in jou lewe wees deur sy Heilige Gees. Mag die Here jou redder wees deur Christus se versoening aan die kruis. Mag jy elke dag beleef dat die God van Abraham en Isak en Jakob, die Vader van ons Here Jesus Christus, by jou is. Mag jy hoor hoe die Here Jesus sê, ek is by jou al die dae, en mag jy met entoesiasme en vreugde lewe vir hierdie Here, die vrede van ons Here, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, gaan met jou nou in die nuwe jaar in en tot in ewigheid. Amen.